Hallo en welkom by dag 2 van ons Each One Reach One veldtog. Is hier waar ons jou wil bemagtig, nie net met God se hart vir die verlorenes nie, maar ook dalk later in hierdie hele projek vir jou tasbare dinge gee wat jy kan vat om mense te bereik wat nie 'n lewende verhouding met die Here het nie. En vandag het ek die voorreg om met jou te gesels oor God se hart. Ek dink voordat ons inspring en sê, hoorie, kom ons gaan en ons gaan bereik verlore mense, is dit nodig om te besef, dit is vir God regtig 'n groot saak. Dis nie vir God okay dat daar mense is wat nie met hom in verhouding staan nie, omdat dit natuurlik is waarvoor ons gemaak is. Nou, daar's ons 'n baie bekende teoloog en prediker wat in die 1900s geleef het. Sy naam is A.W. Tozer en hy sê die volgende, hy sê die belangrikste ding van 'n mens is waaraan hy dink wanneer hy aan God dink. Uit die rede hoekom hy dit sê, en dit maak eintlik so sin, is my prentjie van God bepaal alles. Want as ek 'n skewe idee het van wie God is, gaan die reaksie wat ek toon teenoor hom, gaan nie akkuraat wees nie. So ons het nodig om stil te staan en te sê, wie is God? Wie wil God primêr hê, moet hy vir my wees, want dan is my reaksie en die vlam wat brand in my hart, wat Marius in dag 1 so 'n bietjie van gepraat het, maak dan sin. En daarom is dit belangrik om te verstaan dat bo alles wil God hê, ons moet hom sien as 'n Vader. Nou, ek het 'n interessante getal hierso. 189 keer net in die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, word die woorde ons Vader gebruik. Bedoel, dis baie. En ons het baie name vir God, né? Hy is ons meester, hy is ons skepper, hy is ons koning. Maar hier sien ons duidelik, net in die Nuwe Testament, dat die primêre manier hoe God wil hê ons hom moet beskou en aanskou, is as ons Vader. Nou, hierdie is belangrik om te verstaan dat, jy weet, as my idee van wat 'n pa is, jy weet, dalk 'n bietjie verwronge is, dan gaan my idee van God as Vader ook dalk so 'n bietjie verwronge wees. En dis hoekom dit belangrik is om te verstaan dat God is nie net die refleksie van my aardse pa nie, hy is die perfeksie. Hy is werklik die perfekte pa. Nou, hoor wat sê hierdie vers, 1 Johannes 3 vers 1, sê die volgende, kyk, wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word, met 'n uitroepteken. Hierdie is interessant, dat die vertalers van hierdie skrifvers 'n uitroepteken daar gaan sit het, en dit kom gee vir ons hierdie idee van, besef ons, wat is die implikasie van God, wat ons Vader genoem word. Nou, as jy net so vinnig in Google gaan intik, wat is 'n vader? Dan is dit baie interessant. In Engels sê dit, a man in relation to his child or children. Wat dit sê is, dis onmoontlik om 'n pa te wees as jy nie kinders het nie. En dit is so ongelooflik om te besef, dit wat God 'n pa maak, is die feit dat hy kinders het, en ek en jy is sy kinders. Hierdie mense wat ons geroep is om te bereik, hierdie een persoon wat ons, soos wat die woord sê, moet reach, is sy kinders. Die belangrikste, die grootste ding wat met jou kan gebeur, is die besef dat jy geroep is deur 'n perfekte Vader. Lukas kom praat in Lukas 15 en hy kom noem 3 dinge op wat verlore raak. Die eerste een is 'n seun, verlore muntstuk en 'n verlore skaap. En dit is nie heeltemal in daai volgorde nie, maar dis omtrent die 3 goeters wat hy van praat. Dit is so hartseer dat ons verwys na hierdie gelykenis as die gelykenis van die verlore seun, verlore muntstuk en die verlore skaap. Maar weet jy wat eintlik is hierdie 3 stories van 'n goeie vader? Dis 'n gelykenis van 'n goeie herder. Dis 'n gelykenis van 'n huiseienaar wat nie sal opgee totdat hy nie daai muntstuk gekry het nie. Dit is ons God se hart vir ons. Hy's 'n goeie vader met kinders en is nie vir hom okay as hulle verlore is nie. Gaan nou na die beskrywing van die video om vandag se vrae deur te werk.